Welkom by Kreatiewe Kreature, 'n sak vol stories se mini-reeks oor gediertes en gedoentes uit die mitologie en legendes. Sommige is grillerig, sommige is vreemd. Party is bietjie simpel en ander is dalk snaaks. Maar iets wat hulle in gemeen het, is dat hulle baie interessant is. Hier gaan ons met vandag se kreatiewe kreatuur. Stel jou voor, jy is iewers hoog bo in die berge. Die heuwels rondom jou is grasgroen so ver as die oog kan sien. Maar daar, hoog bo op die punt van 'n kraans, staan iets. Dit is spierwit en die son weerkaats amper verblindend van sy spierwit pels af. Maar as jy mooi kyk, kan jy sien, dit is 'n skitterwit perd. Sy oë blink, vol vuur en vryheid. Dit lyk dalk net soos 'n gewone perd, 'n pragtige, sterk perd, maar beslis net 'n perd. Wel, dit is totdat hy skielik twee reuse wit vlerke oopstrek. Net soos 'n arendsin, maar groot genoeg om die perd die lug in te dra. Vol spierwit vere wat blink soos parels. Hy trap met sy hoewe, spring in die lug in en daar gaan hy. Hy sweef bo oor woude, riviere en wolke. Sy maanhare waai in die wind. Sy stert blink en die wêreld onder hom lyk soos speelgoed, soos hy al hoe hoër bo dit vlieg. Hy is op pad na nog 'n toweravontuur. Kan jy raai wat dit is? Dis Pegasus. Pegasus is die beroemde vleiende perd uit die Griekse mites. Hy is spierwit, fier, trots en ongelooflik vinnig. Mense sê hy is 'n simbool van vryheid en inspirasie. Die soort gevoel wat jy kry as jy iets besonders mooi maak of skryf. Party sê hy is uit die bloed van 'n monster gebore. Darem maar baie dramaties, né? Maar wie is ek nou om te stry? Die ou Grieke het vertel dat Pegasus ontstaan het toe die held Perseus die monster Medusa, die aaklige gorgoon met slange vir hare, 'n sak vol stories het 'n hele storie oor haar, verslaan het. Toe haar kop val, het Pegasus woeps, net daar op die plek uit haar nek gespring. Dis 'n wilde storie, maar dis hoe hy gebore is. Later het die held Bellerophon hom probeer vang en met 'n towerteel het hy dit reg gekry. Hy kon die Pegasus mak maak en beheer. Saam met hulle teen monsters geveg en oor berge gevlieg. Omdat hy so hoog vlieg, het mense gedink Pegasus woon seker naby die gode in die hemel self. Dis hoekom daar vandag nog 'n sterrebeeld of konstellasie in die hemelruim is, wat na Pegasus vernoem is. Wat eet Pegasus? Wel, waarskynlik gras en blomme soos gewone perde. Hy behoort ook glad nie nee dankie te sê vir 'n suikerklontjie of 'n lekker wortel nie. Maar, omdat hy 'n towergedierte is, eet hy dalk ook wolke, sterstof en maanlig. Niemand is ooit naby as hy eet nie, so niemand sal ooit weet nie. Jy kan Pegasus in baie stories kry, van die Percy Jackson reekse tot boeke vol Griekse mitologie. Oral waar daar helde is daar 'n kans dat Pegasus saamvlieg. En hoe sê jy jouself teen Pegasus moet beskerm? Wel, jy gaan beslis nie weggehardloop kry nie, want Pegasus kan vlieg en gaan jou bitter vinnig inhaal. So, ons beste raad is om liewers nie skoor te soek met 'n Pegasus nie. Die kans dat jy gevang gaan word is uitstekend. En al vlieg Pegasus die meeste van die tyd deur die lug,
is ek seker daardie pote kan seermaak as jy in hulle pad kom. Dit is dan dit vir Pegasus, vandag se kreatiewe kreatuur. Het jy enige Pegasus stories om met ons te deel? Laat weet ons gerus by sakvolstories@gmail.com. En tot die volgende aflewering van Kreatiewe Kreature, lekker luister, lekker lees en lekker leer.